hoe moet ik het vanochtend met oor kon opmaak? Ik kon opstaan, ik is dankbaar. Ik kan praten, ik kan lopen, ik is dankbaar. Ik kan mijn getuigen met anderen delen, ik is dankbaar. Prijs die naam van die Here. Toen niemand van mij kan zien. Dus sien hierdie Here vir my kans. Nou ek dink ons is vanoggend rede tot dankbaarheid. Die Here het ons 'n maand deurgedra en ons gaan vanoggend weer eens sy liggaam en sy bloed herdenk dierbares sonder die Here alles te vergeefs. As hy die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Prys die naam van die Here. Ons gaan nou nog so 'n opgewekte oogie kry. Dan wil ek vanoggend vir Suster Persel vra om die volk van die Here welkom te heet. Sy naam moet Jesus wees. 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 Sy naam kom en son op los. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Sister Susie, ik kan voor ons die verjaardag kom maar achter die baas.
pastoor Bekes, juffrou pastoor hoop so lekker as jy net so Here gewees. So by Here, ek het die ware die aanbevallende naam van Koning Jesus. Ek glo dit was hierdie week vir hierdie twee dames 'n baie spesiale geleentheid. En ja, ek wil vir julle gee Kolossense 2, dat julle moet julle verheerlik in die Here, wat sy heerlikheid kom. Wees geseënd en geniet julle lewensjaar vorentoe. Ek glo die Here se hand gaan oor julle wees. Amen. Ons sluit ons oor die bares. Vader, dit is in heilige naam, dit is uit toe genade. Ons is soveel dank aan U verskuldig. Ons tong en lippe is te min om U al die lof, eer en prys te kan gee. Here, vanmôre weet ek dat hierdie twee dames is baie dankbaar. Want U het hulle deurgedra, deur elke storm van hierdie lewe. Maar nogtans, as hulle geloof wat U volgens Habakuk, as hy die vrye boom nie pot nie, dan is die geloof nog steeds in U. En al word hulle die 4 oorgegooi, soos die 3 manne, sal die 4de man teenwoordig wees. O, om hulle te beskerm dag en nag. Here, wees julle leidsman, wees julle herder, wees julle bewaarder, en gee dat hulle geloof elke dag vernuwe sal word. Hulle hoop in U elke dag vernuwe sal word. En hoe Here beskerm hulle met die beskermende hand van die Allerhoogste. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie Suster Susie, baie geluk Suster Timmy en Suster Lien. Mag die Here julle seën, ook julle se grondgebied vergroot. Nou ons gaan die Here dien nou met die geld. Nee? Die tiendes en die offers, die bares, julle kan vir ons daai kollektekes na vore bring. Dan kan julle tiendes en so ook julle offers kom ingooi, maar ek het 'n skrif wat ek vir julle wil voorhou. Spreuke 3 versie 9 sê: vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. So dit wil vir my sê, jy moet eers die Here wanneer jy jou pynpakkie kry, of wanneer jou foon die klik gelyk maak, en jou salaris word inbetaal. Sê die woord van die Here, jy moet jou 10de deel, moet jy gee. Die eersteling van elke inkomste, moet jy gee, dierbares. Dis nie ek wat vanmôre met u praat nie. Dis God se woord. U kan gaan lees Spreuke 3 versie 9. En die Bybel sê dat jou skure en jou parskype sal gedurig deur vol wees. As jy eers begin, die Here se gedeelte gee. Prys die naam van die Here. Baie keer dan wil ons sê die Here moet ons seën, en dan knik ons so 'n bietjie af, dierbares. Die Bybel sê, die eersteling van elke inkomste moet jy 'n 10de gee. Prys die naam van die Here. Ons kan nou gepaste koortjie kry, dan kan jy die tiendes en die offers kan jy na vore
vanmorgen kom sê vir die dank, Here, vir hierdie offerbak, Here. Here, elke sent van vanmorgen wat het in ons gekom het, Here. Here, elke gemeente dat van vanmorgen wat ons gegeet, Koning Jesus, in the mighty name of Jesus, Here. Kom sê vir die dank, Here, vanmorgen wat het team is, Here. Here, ek weet waarvoor ons is, Here. En daarom kom wat in die drie dubbele sien, Here, voor hierdie offerbak, Here. Dat ek die kerkse finansies sal kom sien, Here. Die kerkse rekeninge sal kom sien, Here. En die lastige naam van Koning Jesus. Kom sê vanmorgen wat hier so baie dank, Here. Here, kom en moet ons, Koning Jesus. En Here, terwyl ek hier staan, Here, kom dank ek vanmorgen, Here. En vrede en kracht en familie, Here Jesus. Zijn ouders wat hierdie keer voor het eindkort gegaan het, Here. En daarom eer ek vanmorgen hier sien, Here, Koning Jesus. Here, vanmorgen kan die Xavier Alexander gesinnes, Here. Wat die vanmorgen met die dood, Here. En dat paas er moet afstaan, Koning Jesus. Here, kom sê vanmorgen dank, Here, van ons wat nog aan die kant van die levende is, Here. Here, kom sien ons nog verder, Here. In the mighty name of Jesus. Met baie dank, sê God. Amen. Ons is in Piekenierskloof. En die pastor wat die spreekster was, praat oor discipelskap. Abraham en ek sit daar en ek sê vir myself, ek het eindelijk opgetrek, net om my oorwinning die dag in Piekenierskloof te gaan halen. Ek het pastoor vir Sandy, vir Emma, baie verwyd, omdat ons in Vredenburg kom bly het. Omdat ek baie oor materiële dinge was. Ek het die Here gedien, ek staan in die bediening, saam met my man. Maar my mindset was by materiële dinge. En ek sit daar die oggend en ek sê vir myself, Pastor Hoop, die pastoor praat nou van my. Hy vertel hoe hy alles verloor het. Discipelskap, waar hy opgeëindig het met sy vrou, met sy kinders. En ek sit daar en ek sê vir myself, ek het al massiewe
gebeur het. Maar my hart was nie op die regte plek met Jesus nie. En weet jy dierbares, pastoor noem 'n ding, hy sê, die Here het vir hom gewys, die huis wat ons gaan koop in Vredenburg, voor die huis is ook aan die pad 'n grasberg. En toe ons Vredenburg toe kom met die eiendomsagent, sien ek die grasberg, maar ek is nog diendend. Omdat die huis volgens my nie opstandig was nie. Want by my gaan het oor die materiële dinge en nie oor Jesus nie. En weet jy terwyl die pastoor so praat, sê ek, Here, ek slaan nou my hand in eie boesem. Ek sit daar en ek sê, Here, as ek nog nie gebely het nie, vra ek nou vergewe my. Dat ek tevrede sal wees met dit wat ek het. Want weet jy dierbares, jy kan alles in die lewe hê. Maar as jou hart nie opreg is met die Here nie, sê die woord van die Here alles te vergeef. En weet jy dierbares, ek sit daar en ek sê vir pastoor terwyl ons 'n breek het vir tee, sê ek vir hom dat sal ons hemel toe gaan. Ek het hom die vraag gevra, pastoor, dit wat daar uitgegaan het, hoe 'n ware kind van die Here jy moet wees. Weet ek gebed, wat ek bid by die huis, sommer net so op die knieë gaan, daar is niks nie. God soek daai diepte binne in jou. Jy moet daai diepte in die Here moet jy soek en vind dierbares. Ek sê, Here, ek kom Sondag op kerk toe. Ek is Woensdag as ek by die susters. Ek bid by my huis soggens, middags, saans. Here, maar dis nie genoeg nie. Even daai diepte wil U hê. En ek wil vir U sê, dierbares, dit kos. Jy moet baie kan aflê. Jou mindset moet jy kan regkry. Daar's nie tyd vir dink aan onbenullighede of vyandskapie. Jou fokus moet Jesus wees en Jesus alleen. Ek sit daar en ek sê, Here, U moet my help. U moet my help. U moet my help, Here. Want ek wil U koninkryk, wil ek eendag gaan beërwe. Prys die naam van die Here. Ek luister nou die lied wat sê in die insit. Die Here is my herder. En Joel 2:25 sê, ek sal vergoed vir die jare wat die springkaan, die kaalvreter, die vanille opgeëet het. Hy sal vergoed. Ek wil vanoggend vir u sê, dis God se belofte. Ek weet nie, hy is geen mense kind, dat hy so lieg nie. Prys die naam van die Here. Numeri 2:23-19 sê, God is geen man, dat hy
nagtrek 'n koringkorreltjie. En daai koringkorreltjie sê, "Ag, hy toe van hierdie dag af." Ag, hy toe sê van hierdie dag af gaan ek sien. En ek vat hy koringkorreltjie en ek sit hom binne in my leebeursie. Daar's niks geld in my beursie nie. Nie eens in my bankrekening. Ek sit hy koringkorreltjie in my beursie. En ons gaan Pikkenierskloof toe. En ek sê vir die Here, Here, U het beloof van hierdie dag af. En weet nie, dierbares, U sal my nie glo nie. Pastoor wil planne maak. Ek sê vir die Here het vir my gesê van hierdie dag af. Die Woensdag sê vir my vrou, hoe gaan ons maak? Ek sê vir hom, die Here het vir my gesê van hierdie dag af. Numeri 23:19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie. Hy staan op sy beloftes en weet nie dierbares. Die Here het hier gekom. Van hierdie dag af, Suster Christiana. Toe ek die Here herinner aan sy beloftes. Dierbares, toe kom hy vir my dier. Dit is wat my God kan doen. Hy is geen mens dat hy sou lieg nie. Prys die naam van die Here. Ek en u moet hom net herinner aan sy beloftes. Prys die naam van die Here. Ons kan nou so 'n lieflike koortjie kry. Dan wil ek net so 2 dankbare harte, Pastor Adi, as dit u toestemming reg is, net 2 minute. 2 dankbare harte vrysit. Dierbares, maar kom ons kry so 'n lieflike koortjie. Hy is my sanderoos. Hy is my sanderoos. Hy is my sanderoos. Vader van die sky. Hy is my sanderoos. Hy is my sanderoos. Hy is my sanderoos. Die Vader van die sky. Hy is my sanderoos. Hy is my sanderoos.
van die materiële dinge. Nou jy sien ek het verlede week gepraat van die TV, né? En pastoor het ons gesê, as jy met die Here vra, dan gee die Here, ek het dit moes nie met die Here gevra nie, né? Sister Susie, pastoor louter sê die Here weer verkeerd omreg. Maandag aan prys die naam van die Here, moet ek my hande was bakkies op pyp. En ek moet iemand inkry. En die daai persoon in my huis stap, sê die Here vir my, die TV moet jy vir die man gee. Prys die naam van die Here. En ek het nou gemaakt, want ek moet ons nou nog die man, ek ons nou nog. Maar ek weet dat hulle besig is. Kom ek uit, en die man is nog klaar, en hy sê vir my, die man sê nou, het jy een TV? En ek sê, dankie, Here. En ons gee die TV vir die man. Sien nie wat ek sê, dit is wat die Here doen, dit was nooit myne nie. Maar ek het nie vir die Here gevra nie, maar die Here stuur het vir my, om iemand alles te bless. En die TV, nou dit is wat die Here doen, kom ons gee God en eer. Die Here het haar geseën dierbaar en is dit ook met 'n brood of 'n bietjie suiker. Sy kom getuig en die Here dankie gesê dierbaar is, want sy het dit nie gehad nie. Maar die Here het voorsien. Prys die naam van die Here, soos hy vir die voeltjies, vir die mossies, daar buite voorsien, veel te meer. Vir ek en nie wat sy kinders is. Prys die naam van die Here, ons kan ons so gereed kry vir die woord van die Here. Ons kry nou 'n aanbiddingslied, soos sy sê nie, dan kan die boodskap dra, maar kom. Kom ons lig die boodskap dra op die waarheid. Jesus, kom in die môre. Die duivel het vandag geslaan en my. Maar kom in die môre. Kom
Juffrou Marie, Pastor Jan en die gaardes gegroet. Janke ouderling, die jaken, julle is gegroet vanmôre. Janke broer, Janke suster, die Blomtuin kindertjies is gegroet en my vrou is gegroet in hy mooi en feilbare naam van ons koning Jesus. Amen. Ek is bly om hier te wees. Ek is dankbaar om hier te wees. Ek was lanklaas hier. Ek is excited hier bares. Ek dink paastek en paastek te gepraat en ek terug. En ek kom net nie dat ek hier uitkom nie. Amen. Maar ek is excited vir die woord wat die Here op my hart gelê het. Amen. En my titel vir die boodskap is onthou om te onthou. Die woord. Dit is 'n baie sagte woord. En ek dink deesdae dat ek so baie op die see skryf, die woorde op die see. En ek kry die titel en ek sit. En die Here, en is asof iets vir my sê die waar is, onthou. Onthou die tyd toe ek vir jou goed was. Onthou die tyd toe ek vir jou geseën het. Onthou die tyd toe daar oorlopend was. Onthou die tyd toe daar voorspoed was. Onthou die tyd toe dit lyk jou skere bagsoep. Onthou die tyd, want ek is nog die selfde God. Amen. Amen. En Juffrou is so in my woord met Saul 2 vers 25. Die waar is my gaan na toe kom, ons gaan baie aanslaan weer doen, naslaan weer doen. En ek dink my woord is in 2 Korintiërs 4 vers 16 vanaf tot 18 en dan 2 Korintiërs 5 en 7. En dan gaan ons aanloop in Jeremia 29:11 en Hebreërs 11:1 en dan Joel 2:25. Amen. Ek is excited om hier te wees die waar is. Ek is dankbaar vir die Here man. Die Here is mooi man. Sê vir iemand langs jou, ek kies om te glo. Amen. Sê vir iemand langs jou, ek kies om te glo. Ek kies nog om te glo, ja. Want wat anders sal ek doen? Sy sê maar, die liefde is hard. Ek dink vir 2 jaar in volgende Afrika, as ons opstaan en hoor ons iemand as doodgesteek. Jong lewens. Amen. En dit is moeilik in vandag se lewens. Ons sukkel as mens. Die ekonomie is hard. Die lewe is hard. Teleurstelling sal daar wees. Maar ek kies nog om te glo. Want die Here is vir my goed. Ek weet nie hoe goed die Here vir julle is nie. En waar die goedheid van die Here sien nie. En hoe jy dit sien, die iets sê dit nog genoem. As dit in die materialistiese dinge, as dit in die tydelike dinge, waar ons beweeg, wat ons glo, en wat ons het sien, en hoe ons die Here meet in sy goedheid. Amen. Maar ek glo die Here is vir my goed. Ek wil net begin lees in Korintiërs 16, en die opskrif daar is, lewe deur die geloof. En 16 sê om hierdie rede, word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe as maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles vir ewig oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Wat het ek nou net gesê? In teenstelling met God se woord. Ja, die probleme, dit is daar. Ja, ek is nie nou waar ek wil wees nie. Here, help my tog om daar uit te kom. Here, ek het baie teleurstellings. Ek dink ek getuig 'n paar weke terug hier getuig het. En ek wil my werk los die bank, ek is ongelukkig. Want het voel vir my lewe staan stil. Die visbedryf is nie wat het was nie. Maar ek kry hierdie woord. Die dag daarna, toe ek op die see is, kry ek hierdie woord. En ek moet 'n paar e-mails stuur en sê, maar ek kom nie meer nie. Ek stel nie meer belang nie. Al betaal hulle hoe goed. Ek
gaan bly waar ek is, man. Want as die Here my dan tot hier gebring het, wie is ek dan om my weg te vat? Moet ek dan nie op die Here vertrou om my verder te vat? Om my een beter stap te vat, sê ek. Want al die dinge nou vir my hoe, dit lyk vir my, dit gaan nie gebeur nie. Dit lyk vir my voel en gaan as die sigbaar nie. Maar ek moet kies om te glo. Ek moet kies om te vertrou. Amen. Ek kan mos sien wat ek nou sien met die sigbare oog en dan bring ek sommer oordeel op myself. En dan maak ek verkeerde besluite, want ek is nie gelukkig nie. Amen. Hier het ek gebid vir die werk, die wil ek die werk los. Halleluja. Soos beweeg nie aan die tydelike in nie. En dan gaan ek verder, dan wil ek van vers 5, hoofstuk 5 vers 7 lees. Dan wil ek sê, wat ons lewe deur geloof, nie meer sien nie. En dan wil ek die Engelse weergawe, wat so mooi in die woord vir my oopmaak. En dis in die New Living Translation. For we live by believing and not by seeing. Hoor wat sê die King James Version. For we walk by faith and not by sight. Amen. Want ons lewe deur die geloof en nie in dit wat ons sien nie. Om geloof te kies oor sig. Dis moeilik dierbaar is. Want ja, hy sê by die dokter. Hier sê die dokter vir my, ek kan nie kinders kry nie. Amen. Hier kom my kind voor my deestaan en sê ek is swanger. Halleluja. Hier sê my baas my, daar is nie meer werk vir jou môre nie. Ek maak die yskas op, dis leeg. Ek weet nie waar vandaan my hulp sal kom nie. Maar wat ek weet is dat my hulp is in die Here en wat my krag, halleluja. Dankie vir die gebed, want dis my inleiding, man. Dit gaan nie oor wat ek nou sien nie. Amen. Dis 'n powerful woord, mense. Dis vir my moeilik, Suster Basiel. Want hier is die probleem nou voor my. Ek moet omdraai met vir my vrou sê, die skyn is nie vol in die bokke. En dan weer met die lees ek teruggekom. En dan weet ek word op kommissie betaal, broeik. Sy was daar. Ons gaan dit nie maak die maand nie. Maar dan maak ons het toch die maand. Halleluja. En gaan dit beter die maand. As die maand door ons oorvloed gehet het. As die maand door ons die baie gehet het. Halleluja. En dis die Here, man. Hy is nie 'n mens dat hy so lief nie, maar hy is 'n waarmaker van sy woord, en hy hou sy woord gestand, dierbaar is. En as ek nie meer kan nie, dan draai ek my rug na die muur, dan sê ek, Here, U wat die Here is, hoe kan ek dan sê U is goed? Dan gaan dit nie met my goed nie. Hoe kan ek dan van die mense sê, ja, Jesus lewe, en dan ek in my lewe, as ek nie daar is nie, as op my omstandighede dood lê, en dis in die tye wat ons nou lewe. Elke dag staan sy op, elke dag gaan sy weg, maar het lyk jou lewe staan stil. Sy kom aan niks, sy stagneer. Ek weet nie om het te verduidelik nie, maar dis wat ek ervaar. Ek is gelukkig in my werk, dierbaar is. Ek is gelukkig in die Here, maar as ek in die tydelike in beweeg, in die sigbare in beweeg, in dit wat ek kan sien, dan lyk het vir my, ek gaan nergens sien. Amen. Maar dan kom ek in die stukkie waar ek moet beweeg in geloof. En ek hou vir julle voor, so baie mooi skrif, Jeremia 29 vers 11, dat ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Maar waarom verwag ek, Here? As dit dan nou lyk soos dit lyk, hoe lyk dit dan so in my lewe? Ek wil julle kortliks met iets deel gou. Pastor, die huis waar ons bly, is my vrou se ouma se huis. Amen. Ons het hierdie huis gebou, en soos ek hierdie goed nou moet by mekaar maak, alles wat ek al uitgegee het in hierdie huis, loop ons al by 400 na 300.000, amper 500.000, wat ons in hierdie huis al besteed, overtime dierbaar is, nie onmiddellik nie, want Rome was ons nie in die dag gebouw. Amen. En ek dink alles
begin nou mooi lyk en alles loop mooi af. En die duiwel begin nou woed met die familie. En ons het 'n meeting gehad en die Here gee vir my die vrymoedigheid om op te staan voor alle groot mense om hulle in die oë te kyk en vir hulle te sê dat ek dit nog nooit verniet verwag nie. Dat julle vergoeding daarvoor sal kry. Maar ek kan julle ons nie nou betaal as jy goed nou by die prokureur is. Amen. En die duiwel woed. En gee julle maar net 'n stukkie. Die duiwel is lustig. Die duiwel rots op hulle te. Halleluja. Ek kan ons krag is nie. Praise die naam. Maar niet te man. En ek is ongelukkig man. En ek praat met die Here en ek is een mens wat met my vrou sal heel en ek klop goed nie. En het lyk asof ons die plek gaan verloor. Dit wil so voorkom. Dit wil so voorkom. En ek sê vir die Here, ek is klaar met my verloorseisoen. Verliese het ek gelei. Ek gee nie om wie sê wat nie. Maar groter is hy wat binne my is, as hy wat in die wêreld is. Alles myne. Ek gee nie om wie sê wat nie. Dis myne en ek eie dit. And I walk by faith, not by sight. Here, dit lyk asof ek hierdie ding gaan verloor. Maar ek weier, Here. Hierdie ding staan nou voor my soek. Maar ek is hoër as hom. Ek kyk bo hom. Want as ek opkyk, dan slaan ek my oë op. En ek sê vir die Here, my verloorseisoen is verby. Is verby. En ek kry vir Joel 2. En die vertaling, die vertaling is vir my lekker nie. Wat hy vir my sê nie. En ek kry die vertaling, 2020 vertaling. Wat sê, hy herstel wat die vyand gesteel het. En hy doen dit met rente man. Dat jy dit verloor. Dat ek sê nie meer kans nie man. Ek wil nie meer verloor nie man. Ek kan nie ons, ek kan nie doen. Dan verloor ek nie uit. Dat maak ek so nie. Verloor ek nie dat draai ek om. Dat was my gebed. Verloor ek nie dat los ek nie Here. En ek is kwaad. En die duiwel bedien my met die woorde. Hy bedien vir my. Ek sê, elke sent wat ek het, draai ek in die huis. Ek koop vir my niks, man. Ek koop vir my niks. Maar as ek in een winkel loop, as ek vooral met die kleren aan gaan, dan gaan ek met die hardware aan. As ek op die online is, as ek op die weekend, ek is op Pullenrou, ek is op Pulles. En dan kyk ek die jong manne, elke sent wat hulle verdien, gebruik hulle vir wyn. Because there's no ending. Ja, die lewe is lekker. But enjoy while it lasts. Maar by die Here is dit vir my lekkerer. Maar daar is 'n skuiling vir my in die rots. En ek sê ek weier uit. En die Here gee my die woord. En die Here sê vir my onthou. Om te onthou met dit. En jou diep kom uit dan. Ek sal jou hier verbring. En sal ek jou los nie man. Ek gaan jou nie los nie. Al vat hulle die huis. Ek gaan jou sien met 'n bitterhuis, 'n groter huis, en ek wat die Here is, gaan jou kom. Sien ek kom op 'n loon nie, sien ek kom prysig nie, sien ek kom nie aan 'n wang te draai nie, sien ek nie. Maar die God wat ek dien ek nie vir my man. Ek dien hom vir die Here, ek dien hom vir bitterskap, ek dien hom vir voorspoed, ek dien hom vir seën. En dan lyk dit staan stil nou soos te sê nie. Al lyk die Here is nie daar nie. Al lyk die kom nie waar ek wil visie. Al lyk die klein nie verhoog nie. Ek wag vir die mense om af te tree uit. Maar die boere wil nie aftree nie. Hulle hou nie op. Hulle hou vast. Hulle sê hulle 3 jaar af. Van bitterheid. Van bitterheid. Maar die Here sit my daar vir redes is te sien. Want as jy nie met die man tevrede kan wees, hoe kan ek jou dan vertrouw met die Bijbel? Sien dan wat jy met die man kan doen, sodat hy in die oorvloed kom, dat jy geen moment te werk. Dat moedig ons om geloof te kies, oorsig. Dat moedig ons aan, om van by die tydelike te kyk, die daaglikse struggles, probleme, las
laastes en pyn, maar om te fokus op wat vir hom, op wat vir my opgesluit is, in die geloof en in die woord, in Jeremia 29, dat ek beplan vir jou, 'n mooi lewe, 'n hoopvolle toekoms, sal jou huis verloor nie, sal jou kar verloor nie, sal jou werk verloor nie, jy sal nie verloor nie, jy sal nie vir die atmosfeer volg nie, jou kostkrachten sal voorbly, sy gaan jou werk kry, sy gaan man, die vis gaan weer kom, ons gaan weer oorvloed kry, die quotas gaan kom, maak het vandag los, want die vakse sal kom, want hoe kan het dan wees, wie het nie wat dierbaar is, ek staan op die sien of vrou, ek kan nou baas as een woord, van overvlow, 2024, waar paas die demonstratie voordoen, met die beker, van oorloop, die beker is vol, maar net wanneer God besluit, then there will be overflow. Nie wanneer ek dit wil hê nie. Ja, ek kan het sien. Ons moet oor mense, ons moet oor stikke vis moet ons doen. Maar ons moet het los. Ons kan het nie gooi nie. En weet die manne is ons moedig, joh. As jou visserman ken is leidsig mense. Hulle is goed, hulle sê die leedste goed daar by boot. En ek kan staan so my skipper, en ek sê, joh, gooi die vis, man. Ons sal niks voorkom nie. Want sê, die byvangs van die vis neem. En ek draai om, ek sê, ai, Here. En ek kyk so in die veergang, en ek sê, dankie vir dit ook, my vader. Baie kan ons moeder wees nie. Baie kan dis my wees nie. Dis wat die is. Dis die situasie wat ons kan in die face. En ek onthou die man so woord, van die aan, net wanneer God besluit, sal daar oorvloed wees. En weet die dierbaar is, ek loop die man van die Here vast in die mol, hallo pastor, en ek sê vir hom, pastor, die vis is daar, maar die quota nie, vir die sardijn. En ek dink is die woensdag, waar ons kry quota, ek dink ons kry 4,000, 5,000 ton sardijn om te vang, by AP. Ja, is ook amper 6,000, close to 6,000. En ons kan sien toe gaan mense, die dink wat daar lees kan het vang, ons kan gaan harvest, ons kan gaan opskep, ons kan die mense in die water gooi, en die mense begin vis vang, en ek sê vir die Here dankie, en ek dink, het laat dink vir my daar, ek het die man van die Here net gesê, dat ons wacht vir quota, ons kan nie die vis vang, alles die baie vol van ons, ons kan het nie vang nie. En ek dink iemand sê op die boot dat ons het nie sou die quota gekry nie. Ek sê, wat weet so gesê? Ek sê, nee, maar ek hoor dit. Ek sê, wie het so gesê? Ek sê, ja, brother, maar ek sê, ek sê, wie het so gesê? Want as die Here vir my nog wat gesê het, dan het niemand vir iets gesê nie. Amen. Ek weet die dierbaar is, al van ons boot ook niks van die vis. Al van die ander boot en alles van die vis. Waarvoor ek gebid is, Here, kom sien ons, Here. Geef ons quota en ek dink, ons kry die nuus dat ons 30,000 ton, sou nie het ons gekry. Ons kan het vang, maar ons kry die byvang van die sou nie. En 1,2,3 kry ons byvang van die sou nie. En ek dink die mense dat sou nie wat kan ons vang. En ek probeer net so hierdaar, want het gaan oor wat ek hoor, of wat ek sien, en die tydelike nie, maar het gaan oor wat ek glo, en wat ek kies om te glo, want as ek my oor gaan uitklik, as ek my oor gaan uitklik met wat ek sien, dan gaan ek mismoedig wees, want dan staan ek my dood in die probeer. Daar is goed, wat ek, 'n gewone visserman, nie kan verander in jou kom, want ek werk maar net op brood. Daar is buiten my beheer, weensomstandighede buiten my beheer, maar die God wat ek dien, wat ek nie in my lewe, wat ek kies om te glo, kies ek om te onthou, dat sy goede tieren dit, ken geen einde nie. Amen. Vertrou aan die dinge, wat ongesiens is. Daag jou uit, om volgens God se wil te handel.
Alles die pad vorentoe, nie duidelik nie. Ek dink ek kom oor vanoggend by die kros en is mistig. Ek kan nie eens afdraai sien nie. En ek sê vir die Here dankie. Want voor my weet ek nie wat aangaan nie. Maar ek kies nog altyd om te glo. Dat die nie 'n kaf vir my sal indraai, so ek moet afdraai nie. Amen. En is moeilik, want die onsekerheid is daar. Sy weet nie wat môre vir jou inhou nie. Want môre is by ons almal onbekend. Maar die bekentenis is by ons God geopgesluit. So ek glo en ek vertrou om in hom te glo. Amen. Wat alles weet, wat by alles bekend is. Gaan ek na Hebreërs die waar is 11 toe. En hoor nie, my God is hier leenaar iemand. En hier leer my wat geloof is. En dikwels in die onsekerheid, wanneer alles so onseker is, wanneer sy nie weet hoe die pad vorentoe lê nie, wanneer 'n vriend of 'n broer jou nie kan help nie. Ek dink 'n maand terug stuur ek hierdie boodskap van Zola. Ek sê vir haar, onthou my sister. Ek sê nog waar my nuwe woord so, ek is so excited. We're not moving by sight, but we're moving by the Spirit. And in the Spirit of the Holy Ghost. Maak nie saak wat ons nou sien, hoe dinge nou lyk nie, hoe ons nou voel nie, maar ons kies om te glo, want ons beweeg en word nie beweeg in dit wat ons nou sien. Maar ons onthou om te onthou, en ons beweeg daarin, en waarin ons beweeg, en in wie ons beweeg, verskuif berges, maak siekes gesond, laat die manne uit die hemel uitreën, maak 'n pad vir my in die Rooi See. Amen. En ons onthou om te onthou, dat ons beweeg in die onmoontlike. Ek het dit nou net genoem, nie in dit wat ons sien nie, maar in die onmoontlike. Jy sien as jy in geloof beweeg, dan beweeg jy, en jy operate in 'n office, waar jy nie kan sien nie, maar jy kies om te glo in die Here, want Here, hier moet ek vir die persoon bid. Ek moet nou bid dat die persoon gesond word. Ek moet nou bid dat die persoon so omstandighede verander. Verstaan? So in hy oomblik moet ek glo. Amen. Ek dink altyd toe ek werkloos was, stap die Here met my 'n pad, en ek moet vertrou op die Here dat ek 'n werk gaan kry. En dit lyk so onbekend vorentoe, want sy het nou in interviews gesit het. Sy kan nie op mense staat maak nie, want jou series kom nie daar uit nie. Ja, sy het die regte kwalifikasies, sy is in die regte ouderdomsgroep, sy is die regte kleur, so sy vind allerlei brackets, maar sy kry net nie werk nie. Dit voel sy is bedlak, man. Maar in die season en dierbaar is, kon ek nie anders as om op die Here te vertrou nie. Amen, vir beterskap nie, vir 'n werk nie. En die Here het vir my die onbekentenis vir my oopgesluit, dat in gebed, maar gebed met geloof, is daar 'n onsekere krag. Het sy 'n geheime wapen, wat niemand weet nie, en gebede, wat sy nie saam met iemand kan bid die waar is. Daar gaan 'n tyd in jou lewe kom, waar sy vertrou op die Here vir 'n ding, maar sy kan dit reg met niemand deel nie. Weet jy nie, bly nou in leiplike. Ek bid nie eens aan met die opwetsgroep nie. Weet julle wat is my so lekker? Maar ek sien nog steeds in die zand, man. Amen. Ek sien nog steeds die resultate van my gebed. As amper asof sy weer, en sy net die sweet van jou arbeid. Loop hand in hand, skooi jou die Here weer. En nou sien sy hoe die Here vir jou deurkom, en wat die Here vir jou doen. So hoe kan ek sy stukkie leer, dat nou nog anders, as om nie te bid nie? Hoe kan ek? My vrou vraag my betekens, hoe kry jy dit reg, om net sommer net so mooi iets te kon sê? Ek sê vir, want ek stap saam met hom. Ek staan op saam met hom. Ek probeer saam met hom. Amen. As ek in kaart klom, dan is ek met die Here. Amen. Daai wat sy dink, sy moet op jou knieë gaan. Die Here nou net gedoen. Oh no. Oh no. Net hy oomblik, net hy moment. Thank you, Jesus. Here is die God wat alles sê.
Dankie Here Jesus vir u heerlikheid. Dankie Here vir u grootheid. Dankie Here vir u goedheid. Net hy dank sê. Net hy bring u daarna toe. Kom haar woord. En met hy woord 'n getuienis. Amen. Want nou kom die vyand. Dan kan hy nie meer beweeg nie. Kyk die mense. Dat hele familie is gekant in my. But the boldness of the Lord. Wat die Here binne my geplaas het. Om op te staan teen hulle. En wat ek daar toe ek uitstap, maak die Here dit aan my bekend. 'n vyand van jou is 'n vyand van my. Dat is hoe 'n teenstander sê die woord van jou en 'n teenstander van my geword. En so die Psalm, ons gaan lees Psalm 92. Doen dit gerus. So pas op wat jy maak, of wat jy wil doen, of wat jy wil beplan, of wat jy nog wil sê van God se kinders. Ek fight vir jou. Ek wou nie. Ek gou langs die stryd op die skip. En ek loop weg. En ek sê julle dien nie maar met hom. Dien nie met hulle. Ek weet mos wat ek gedoen het. Hebreërs 11:1 sê wat geloof is om te glo as om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Amen. Om oortuig te wees van die dinge wat ek nie kan sien. Ek weet nie of ek die woord alleen lees nie. Ek weet nie wat binne my terwyl ek die woord lees is hier 'n borrel. Wat sê die woord? Om te glo behoort. As om seker te wees. Dat is God se woord. So as ek bid vir hom as ek bid vir vis, en ek lees hierdie woord, as ek bid vir my koskaste wat leeg is, as ek bid vir die been wat pyn, as ek bid vir die siekte waar ek is, as ek bid vir die kind wat ongehoorsaam is, as ek bid vir die kar wat aan mekaar breek, dis ons die goed wat ons elke dag vind. As ek bid oor die verhooging wat kom, wat die kom nie, as ek bid vir die bevordering, maar dit kom nie, en ek lees die woord, dan moet ek ons waar word. Dit kan ons nie wees dat die woord nie waar word nie. Amen. Want sal ek dit dan sê, en dit nie doen nie, en hoe praat die Here aan sy woord? Dat is sy woord. En God op sy woord gestaan. Amen. En om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die sigbare dinge, het is nie ontstaan in iets wat ons nou sien. Onthou, aan die begin Genesis was daar niks. Amen. En hier kom die woord. So, sister sê nie, ek dink 'n paar jaar terug, sister Bia, ek koop stene jong uit, ek is excited, ek gaan bou, vir my vrou huis bou. Ek is happy, die sand staan, die klop kom, ons is besig om te, ek en my pa, ons is besig om te grawe en uit te meet. En daar staan die hier, 3 jaar. En ons doen het dan, ek en ouderlik Isidor, die oggend die baas, is die Here so vaar. Ons gaan bid op die berg, gaan moeilik met my jong. En ons hy sit 'n lied op, spesifiek 'n lied, jammer die baas, ek raak nie so hoor. En ek bid voor die man van die Here, wat ek nooit doen nie. En hy begin dan wonder, wat gaan met die man aan? En ek sê vir hom, ja ou nie, ons bedank so baie hier, maar my lewe staan in stil ou nie. Ou nie, dis nie jaloesie nie ou nie, maar ek sien nou die Here vir die deur kom. En die man van die Here laat doen vir ons geloofshandeling. Ga jy nou sê om hierdie woord in vervulling in my lewe. Lang kan die woord gekry, nooit bedroeg, die eerste jaar. En hy sê vir my, as ons op jou lewe dan moet jy vrou,
onklaargebouwde huise. Hy sê, brother, huis, ek sê, jou huis. Kom ons gaan staan na benauw, putos jou huis klaar, brother. Kom ons gaan staan na putos, pat jou huis klaar. Ek kan ook die video's daarin maak, wat ek gaan doen, ek kan ons stil, waar hy mense kom, ons aan elkaar opcheck by ons, as ons daar kom om te bid. En ons bid daar binne, joh. Ons bid daar binne. Ons bid daar binne. Ons bid daar binne uit. Ek sê vir jou, brother, daar is 'n vuur daar binne. En ek stap uit. Kom by die huis in die sitkamer. Ek kry hierdie woord. Hebreërs 11:3. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. En hier sit nou die sigbare dinge en dis nie ontstaan uit iets wat ons sien. Ek kon nie sien hoe ek 'n huis gaan klaarbou nie. Ek kon dit nie sien wat baie duidelik was is te verlis. Ek dink as jy iemand is wat voel hulle sê dis 'n seisoen van stilstand. Dat niks gebeur vir jou. Sy het nou al alles probeer. Sy het nou al gebid. Sy het nou al gevas. Sy weet nie wat ek kan doen. Sy doen alles vir die Here. Sy betaal jou 10de man. Sy kom op. Dis wat ek gedoen het. Dis wat ek gedoen het. Daar is die man van die Here. Ek het hier gekom. Ek het Paul het op 'n tyd alleen die jaag skoon gemaak. Dis wat ek gedoen het. Here kom asseblief vir my deur. Ek kan nie meer. Ek is moeg. Wat is jy moeg? Van het leed sy beweeg nergens. Sy staan stil en sien jy kom die Here deur vir die mense. Laat ek maar meer aan jou skalf. Sy voel sy's iets aangedoen. Dis jammer nie maar is. Maar dis is nou onderstroed. En nie net omdat ek hier staan sê dat ek is ek kan ongelowig word. Ek kan nie voel wat trouw is nie. Het kom by een en die uit van ons kom, as ons eerlik is. Het voel my man, ek bid nou al lang vir my man om by die Here te kom. Maar hy kom nie. My kind is ongehoorsaam. Ek kry nie 'n werk nie. This is daily struggles we face. Ek moet opstaan, dan moet ek my taxi vat, en dan ek weer gaan werk. En as ek pyn, as my pyn oorweek op. Dis goed wat ons face in hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente. Dis die waarheid. Die waarheid is 'n waarheid. Sy kan vir jou moedig hou, maar die Heilige Gees maak jou fout. Sy sukkel van net soos ek sukkel. Ek sukkel miskien om 'n brood te doen, maar sy sukkel om hy se tiebak te koop. Want daar is jou sy sukkel. Ons is maar net op 'n ander pad sit. Amen. Dis die waarheid. Dis hoe die liefde is. Dis waar ek was. En die Here gee my die woord. My seun is nie wat jy nou sien. Maar omdat ek die Here is, moet jy kies om te glo. Want wat anders gaan jy doen, as om nie te glo nie? Doen my werk, en ek kyk na jou. Doen die dinge wat ek behaag, en ek kyk na jou. En ek dink ek kry die werk by Westwood. Eerste maand, tweede maand, derde maand, vierde maand. Ek weet nie om wat dinge gebeur net. Dinge gebeur net. En die dag, toe ek in ouderling Isidore na huis stap, en ek kom nou die dag aan by my, sê my, joh brother, dat kan ons mooi op. Ek sê vir my, ja oudie, hy sit, vrou maak vir die. Sê vir my, ja oudie, oudie, nou oudie. Sê hom, die waarheid, jou wonderwerk, is miskien anders as myne. Sy het veel dadelkeer gekoet. Sy het veel huis in die boerengebied gekoet. Sy het al werk gekry by Absalom, direkteur van finansies. Ek het al werk in die fabriek gekry. Ek het 'n skakelhuis aangebou. Maar jou wonderwerk is nie beter as my wonderwerk. Want die God wat ek in my Here wou man. Die God wat ek in ons sigbare, en die sigbare Vader. Amen. Ek kan sê nie meer, want ek wil missie dierbare, dis my volgende seisoen. Maar ek vertrou vir die Here wat 'n bitter ding. Amen.
Ons is nie dieselfde nie. Maar dit sê nie, sy moet my blessing gehou met jou nie. Ek het gebid dat die Here die huis klaar maak. En nie gebid vir 'n double story nie. En die Here het bygevoeg. Amen. Ons vraag op verskillende dinge. Maar God die lewe soos hy wil. En God is nie skelman. Is vinnig. Want wat ek nou sien, lyk onmoontlik. Maar ons dien die God van die onmoontlike. Therefore I say, dis hoekom ek sê, we're not moving by sight, but we're moving by the Spirit. And in the Spirit, wat jy moet binne die Gees van die Here beweeg, om dit wat ek nou net gesê het, te sien. Want is net die geestelike oog, wat jy kan sien, wat jy van die dinge wat die vyand nou sê, nee, sy gaan dit nie maak nie. Sy kan maar die aan so doen die rest nie. Sy gaan nie uit die rest nie. Feit, my kind, ek praat met die nou. En ek sê vir haar, sy het een baie swak rapport gekry. En ek sê vir haar, my kind, jou pa het my nooit gekry. Ek sê eerlijk met jou. En ek sê vir haar, maar ons verskil van mens tot mens. Nie omdat sy soos gaan jou kinders sê, ek sê, amen. En ek sê vir haar, maar met liewe Jesus is alles moontlik. Hy sal jou wat moeilik is, sal hy jou opmaak. Dit is net hoe sy glo daarin. En ek dink, sy kom na my toe, en sy sê, my pa gaan allemaal weg. En ek kan die Here net dankie sê, maar ek het die Here gevra, Here sê nie die gave, om dinge gauw te vat in die klas. Maar, Here is die God, waar hy sê dat geloof sonder werke is dood. So wanneer ek werk met my geloof sê, amen, so ek glo ek kan hierdie ding doen, ek glo ek kan hierdie ding kry, ek glo ek kan die universiteit toe gaan, ek glo ek kan lewe met 3 oorskryf, ek kan beter doen, en daarna gaan ek 'n weerskryf, ek glo dit, maar geloof sonder werke is dood, want as ek nie bid en afwerk daarvoor nie, vir vergeefs, gaan jy dit kry, amen. Ek maak amper klaar die waarheid. Maak die saak wat ons nou sien. En hoe dinge nou lyk nie. Hoe ek nou voel nie. Maar ek kies om te glo, Here. Want ons beweeg en word nie beweeg in dit wat ons nou sien nie. Gaan dit weer sê. Ons beweeg en word nie beweeg in dit wat ons nou sien nie. Maar ons nou om te hou. En dan gaan ek na Jakobus se woord toe. Waar daar versekering is van God se woord. 'n Versekering die waar is. Kyk, mense kan nie voor versekering gee nie. Want hy gaan jou nou help met 'n besigheid. En môre met die hele wêreld. Hy gaan jou nou help met 'n love wêreld. As jy kom met dit, jy moet betaal. Dis verdiend. Hy verdien nie vir almal. Maar jy sien versekering. En iemand sê my nou nie daar iets. En dit gaan oor vriendskap. En ek sê vir die persoon, ek moet geleerd leef met hoe hy mense kom kyk. Maar die wat kom kyk vir my nie. Ek sit met my vrou die ding. Die mens my malo. En ek sê vir die persoon, wil vir wat sê, ek het niemand nodig iemand. Terwyl ek nog nie klaar het, om die Here te dien, het ek niemand nodig die persoon. Het klink baie vir wat ek vergeet. Maar terwyl ek nog nie klaar het, om die Here te dien, en met my volle verstand is, omdat ek al gesien het wat die Here kan doen, waar die Here aan my kom al het, hoe hy my opgetree het, hoe hy mense gestuur het, wat ek nie ken nie, om my te link met iemand, wat vir hom ken, om vir my 'n werk te gee. Maar die mense wat ek ken, kan eers my advertensie aansien, en dat doen aansoek. Dit is al gebeurd. So, hoekom dink ek en u dat ons mense nodig het? Hoekom klou ons vas aan die mensdom? Hoekom voel ons minder as iemand die vir my groet het? Hoekom voel sy les as iemand vir ons sleg gesig het? Hoekom voel sy geraak as hy persoon sleg van jou praat? Hoekom? As toe die Here met Job, met die vyand van oor Job, en
word so. Wat sê die wat ek en u vir die vyand? Amen. So hoekom sal ek omgee wat mense van my sê? As ek weet wat die Here van my dink, van my sê, dan kies ek mos om te glo. Dan onthou ek mos om te onthou. Sien julle die waarheid, hoe powerful het is om met God se woord dag en dag te sê, om het in jou hart te hê. Wat hy woord, wat sy 2 jaar terug, 4 jaar terug kreeg vir die Bereesjaar. En hy kom nou eens na vore. Hy skiet nou eens woord. En ek dink wat ek elke dag sê, ek beweeg hier die dinge wat ek sien, maar die Spirit, I walk by faith. Amen. Elke dag se sê ek iets. Maar as dit nie die impak wat ek kan hê, as dit in werking sit. Amen. En die Here beloof ons aan sou doen, dat hy gaan dit met hente byvoeg. Hy gaan dit met hente byvoeg. 'n verstikker, opgesluit, net ek het verkies. Sy sê, dit is jou belofte. Sy sê, dit is jou belofte. Maak nie saak waarom jy die Here vertrou het. Dit gaan na vore kom. This is the season where God is gonna give. God gaan doen. En God gaan het met hente doen. God gaan het met oorvloed doen. En dit sal wees soos het doen, as die Here my lot gaan verander. En dit is net so. As ek op die baan, as ek aan my kom na my huis toe, dan sê ek, dankie Here. Wie is die Here dan op het van my af te vas? If it was your word. Amen. As it was your word was. Yes, dankie Here man. Dankie Here. Al beplan hulle jou val. Al beplan hulle jou val man. Want mense wil nie sien sy wen. Mense wil nie sien sy wen. Daai mense wat so met jou lag. Weet jy wat sy wil lag? Weet jy wat sy sê mense? Joy, all man I think you. Ja, nee, ek het self my so goed. Ek het nie gevra wat sy vir jou wil. Ek het maar net gesê ook van my. Ek is so tevrede waar ek is die baas. Wat glo my vriend? Kan baie staan die sê ja, ons is die boere. Maar ons wil wees. Ek dink ek betaal elke maand my titel. As dit ou die hele en een maand betaal ek so min met sy eie ou die stand wat ek is. Maar ons is nog altyd dankbaar. Dat sy tevrede is waar sy is. Het voel ons jou wel eenheid die staan. So die boeke weet die zaak en sy is net gelukkig. Sy is happy met homself. Wat my versekering is, dat hy voeg by en hy voeg by met oorvloed. Ja, die probleme is daar die waar is. Het gaan nie verdooi nie. Het is nie nou wat het gaan verdooi nie. Maar volhardend gebed. Volhardend God se woord. En die God wat ek dien is groter, mooier, beter as jou probleem. Want het gaan jou niks baat om in die probleem vast te staan. En te bewareer met God te woed oor hy woord. Maar ek dien een God van die oplossing. Ek dien die God van die onmoontlik. Ek dien die God van beterstand. Ek dien die God van deelgade. Ek dien die God van die bonatuurlike. Ek dien die God wat in die onmoontlikheid probeer. Ek dien die God wat in die offers is. Wanneer ek dan kom, dan doen die Here dit vir my. Het moet net vir my voel ek is ongelukkig. Het moet net vir my voel ek word behoor. Want as ek hartseer word, as ek op 'n different veld van. Het voel vir my ek is op 'n ander plek. Dan weet ek om wie langs my is. Dan aanbid ek die God. En kyk hoe verander die Here. In 'n week toe hierdie visbedryf. Ek dink die sloep by toe pas te maak om los sy sondag. Nee pastor, ek was by die sandmiddag. Pas te maak om los. En net op die kanaal, sloep in die baai. Alles net so. So ek sê die waar is. Jou miracle en my miracle is different. Maar dit maak nie jou beter as my. Amen. Want die God wat ons hoor ervaren, is self.
En as my hart bevrees, God trek 'n laag. Dankie Here Jesus. I will Thank you Jesus. desire